Hallo graad 6, dis meneer Venske, dis is Mr. Venske. Ek gaan net vinnig met julle die opstel vraestel bespreek. Daar is vir julle nog riglyne beskikbaar. So ek gaan dit ook vir julle net stuur op die WhatsApp groep, maar ek het gedink ek wil die vraestel sommer op 'n video met julle bespreek. So ek gaan dit nou op die skerm vir julle wys sodat julle kan weet hoe om julle opstelle te skryf. I am going to show you the essay paper that you are going to write this week and that you will receive, so that you know exactly what is expected of you and how to write the essay. So ek gaan my skerm met julle deel en dan gaan ons daarna kyk. Net 'n minuut dat ek net hierdie vir julle wys. Daar sê. Goed. Nou kan julle sien. Dit gaan oor 'n opstel, so Afrikaans, eerste addisionele taal skryfwerk. So dit gaan 'n opstel wees en hier is jou instruksies dan. These are your instructions. So please read it carefully when you receive this paper, so that you can follow all the instructions and get good marks. Instruksies vir die leerder, instructions for the learner. Kies een van die volgende onderwerpe: verhalend of narrative, die dag toe alles skeef geloop het. Vertel van 'n snaakse of 'n uitdagende dag, of 'n beskrywende opstel, descriptive essay. Vertel van 'n besonderse plek waar ek kan ontspan. Beskryf 'n plek soos 'n strand, 'n park of jou slaapkamer. As ek nou byvoorbeeld 'n opstel moes skryf, dan sou ek skryf oor 'n besonderse plek waar ek kan ontspan, soos 'n strand. Ek het self op die strand of naby die strand gebly in KZN en ek het baie op die strand gaan sit en dit was vir my 'n spesiale plek waar ek kon ontspan. So dis nog maar net 'n voorbeeld. Goed. So daai besonderse plek kan wees 'n plek soos 'n strand of 'n park of selfs jou slaapkamer. Die tweede punt is dat jy jou opstel uit 3 paragrawe of dit moet uit 3 paragrawe bestaan. Die eerste een is jou inleiding, so jy moet die toneel of die plek bekendstel. Die tweede deel is jou liggaam. So dit is your body, that is your main content. Die hoofgebeure of gedetailleerde beskrywing moet daarin vertel word. En dan jou slot, your conclusion. En daarin skryf jy jou finale gevoelens oor jou opstel of oor jou onderwerp. Nou hierso's 'n wenk. Gebruik jou voegwoorde soos omdat, terwyl, daarom en nadat om jou sinne te verleng. En onthou, jy gaan nou skryf 3 paragrawe, 100 tot 120 woorde. Please guys, your length, the amount of words will be 100 to 120 words. Not more, not less, please. Maak seker dat jy volgens daai getal skryf. En dan skryf jy jou rofwerk beplanning eerste en dan jou finale produk op die lyntjies papier wat vir julle gaan gegee word. Hier is jou assessering, dis is jou assessment rubric. Jy gaan 5 punte kry as jy uitstekende idees het vir jou inhoud en jou beplanning. Jy kan 5 punte kry vir jou taal en woordeskat wat ryk is en korrek gebruik word. En jy kan 5 punte kry vir jou struktuur, met ander woorde as jy jou inleiding, jou liggaam en jou slot behoorlik het en dit saamvloei. En dan gaan jy 5 punte of jy kan 5 punte kry as jou punctuasie, dis nou jou leestekens en jou spelling reg is. So en dan dit gee vir jou totaal van 20 punte.
Goed, so dit was maar net 'n vinnige verduideliking van jou opstel wat jy vir my moet skryf asseblief. Die sperdatum is 12 Februarie 2026. Asseblief. Nie later nie. 12 Februarie, dit is op 'n donderdag. It's on a Thursday, 12 February. That is the due date for both your planning and for your essay, your final essay itself with your rubric. Asseblief, graad 6, onthou om dit alles vir my in te dien. Goed, ek hoop julle ek glo julle het iets geleer en ek glo hierdie gaan vir julle help. So dankie dat jy gekyk het na hierdie video. Thanks for watching this tutorial. En dan sien ek uit na julle opstelle. Goed. Dankie julle.